die huis van die Here te wees? Amen, ek wil sit lekker neem. Ek is so dankbaar en bly om vanmorgen saam met u kan wees. En ek wil vanmorgen begin deur eers vir Darlene en vir Martin vorentoe te roep. Hulle vlieg Dinsdag Amerika toe, die baas Darlene daar kom sy nou aangedraaf. Ons wil net gou saam met hulle bid en die Here vra om hulle baie vir hulle gelyk te maak. Dit is nie altyd maklike besluite wat ons neem nie, maar ja, ons glo dat God kan voorsien en God kan hulle bystaan. So kom ons gaan so staan en gaan ons steek ons hande uit en gaan ons saam bid vanmorgen vir hulle. Onse Vader wat in die Here is, Here wat 'n wonderlike voorreg om vir Darlene en Martin na u toe op te dra. Here, en ek wil bid en vra dat julle gaan toemaak met die kosbare bloed en waar hulle ook al gaan, Here, dat hulle lig sal skyn. Vou hulle toe met die liefde en die genade en dankie dat ons weet, Here, u beloof in die woord, die sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Here, dankie dat ons weet dat u guns gaan saam met hulle. Ons eer u daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Halleluja. Kyk gou vir jou langs, so vir ons bly jy sien. Ek wil vanmorgen 'n baie bekende skrif in die gedeelte in die woord van die Here vat en dit met julle deel. En ek wil lees in Jesaja 42 vers 3. Hy sê die geknakte riet sal hy nie verbreek en die domme lamp het nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Kom ons sit so met ons saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons vanmorgen kan verklaar, Here, dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor u. Het gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat u vanmorgen ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan, wat u vanmorgen vir ons sê, in Jesus naam. Amen. Ek weet nie van jou nie, maar ek het hierdie skrif al 1000 keer in my lewe gelees en baie keer gequoteer, jy weet, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. En 'n domme lamp, een wat hy is nie meer so brandend soos wat hy was nie, sal hy nie doodmaak nie. En ek het hierdie week, terwyl ek voor die Here lê, die Here met my begin praat rondom die gedagte van to reignite, om jou weer aan die brand te kry. En hier het my nogal gepla, want ek het nogal daarin gaan sit en dink, wat probeer God vir my sê? Want jy sien, baie maal in ons lewens gebeur daar sekere dinge, en wanneer dit gebeur, dan wonder ek of God nog lief is vir my, en ek wonder of God nog hierdie, wat is aan die gang, want het voel vir my, of God my op sy skuif, of God my een kant te druk, en baie van ons voel vanmorgen al, amper soos 'n geknakte riet, ons het daai iets wat gebeur in ons lewe, wat pastoor ons survive, ons is hier so, maar ons is nog nie lekker nie. Ken julle daai gevoel? Daai dink van, ek is hier, maar ek is nog nie waar ek moet wees nie. En terwyl ek gisterand voor die Here lê, toe begin die Here met my te praat oor hierdie gedeelte van die dowwe lampet. En dit het my dadelik laat dink, want toe ons op die plaas gebly het ander altyd parafienlampies in die huis gehad. Want as die wind reg gewaai het in Bloemhof, dan is die krag uit, jy weet, dis soos en dan is altyd hierdie lampies gehad met die parafien of die olie en dan draai jy om so, dan as jy 'n bietjie hoër uitdraai, dan word die vlammetjie groter, as jy 'n bietjie kleiner maak, dan word die vlammetjie kleiner, en die trek olie van onderaf op, deur so, hulle noem het 'n pit, hulle noem dit dis soos 'n tou wat gevleg is, en dadelik begin die Here met my daaroor te praat, oor hierdie tou wat gevleg is, wat gevat word, en hy word aan die brand gesteek, omdat hy sekere absorberingsfaktor
te sê, dis wanneer jy ophou absorbeer, dis wanneer jy ophou om in te neem, dat jy moet verstaan, die vyand gaan jou begin uitdoof. Dis nogal snaaks, dat die vyand sekere maniere het om ons uit te doof, om ons baie keer ons lig nie te laat skyn, soos wat ons dit graag sal wil laat skyn nie. Maar ek het iets geleer in my lewe, en dit is, wanneer God my vat en my optel, wanneer God 'n verandering in my lewe bring, kan ander mense sê, dis dalk verby, maar ek weet verseker, God het 'n plan met my lewe, en ek wil hê dit verstaan vanmôre, want hierdie het my begin vat. Ek het daaraan gedink, daar was 'n stadium, wat Petrus in 'n tronk was, vasgemaak aan 2 wagte, dat niemand naby hom kan kom nie, dat ontsnapping onmoontlik is, maar wat hulle nie geweet het nie, is daar is 'n God in die hemel, wat vanmôre bemoeienis het met mense, wat sê, al lê ek, gaan ek nie bly lê nie, hy sal my optel, hy sal my wegvat van omstandighede af, waarin ek nie moet wees nie. Ek het nogal daaraan gaan dink, dat hier lê Petrus vasgemaak. Dis vir my amazing, dat hulle hom tussen wagte vasmaak. En hierdie het my laat dink, want is snaaks, kan ek het maar vandag vir jou sê, baie mense loop buite rond, maar hy's vasgemaak aan die vyand. Hy's vasgemaak aan iemand wat nie daar is om iets goeds vir sy lewe te doen nie. Hy's vasgemaak aan iemand wat sy lewe dalk kan ruïneer. En dadelik begin by my op te kom, want jy sien, as hierdie wagte wou opstaan en loop, dan moes Petrus maar saamloop. As hierdie wagte gou ergens hier moet gaan, dan moet hy saamgaan, want hy's vasgemaak aan hulle. Dis nog ontsnaaks dat sonde 'n manier het om ons vas te maak aan die wêreld, en dit gebeur baie maal, dat dit die oorsaak is, dat ons voel soos 'n riet wat geknak is. Pastoor, ons kry voeding, ons kry alles, maar dit is nie genoeg nie. Dit voel of ons besig is om dood te gaan, pastoor, en ons kan nie verstaan wat aangaan nie. As ons bid, dan voel dit ons bid hier die dag vas. As ons iets doen, dan voel dit vir ons, dis nie genoegsaam nie. Kan ek dit maar vanmôre vir jou sê, die vyand het jou ook vasgemaak aan iets. Die Bybel sê, dat daar op 'n oomblik gekom, wat 'n engel ingestap het, en vir Petrus wakker gemaak het, hom gevat het, en hom geskit het. En hy het sy boeie laat afval. Kan ek dit maar vir jou sê vanmôre, die oomblik wanneer die gees van God in jou lewe begin inkom, begin boeie af te val. Ek weet nie, of weet jy dit nie, dit wat die vyand probeer om jou vas te maak, is nie vanmôre kragtig of gebruik of bruikbaar nie, want ek ken die een wat vanmôre die sleutel het om elke boei van my te laat afval. Al is daar die boeie vanmôre onvergewensgesindheid, al is dit morbiditeit, al is dit vanmôre depressie, al is dit vanmôre eensaamheid, dit maak nie saak nie. Ek ken die een wat die sleutel het vir elke probleem, elke situasie in jou lewe, en hy sal vanmôre losmaak wat moet losgemaak word. Die ander het gesê, "Oi, shame." Petrus was 'n goeie man, maar hy is in die tronk. Petrus was 'n nice ou, maar hy's vas. Petrus was 'n nice ou, maar wat gaan hy maak? Kan ek dit maar vandag vir jou sê, dis wanneer ander dink, jy's uitgeblus, dan God die put vat en hom weer sny, soos
Gees is olie, en ek weet nie van jou nie, maar dis wat my brandend hou vanmôre, is die olie van die Heilige Gees, wat vanmôre deur my opgeneem word, en wat vanmôre maak, dat ek 'n oorwinnaar in Christus Jesus kan wees. Kan ek maar vanmôre vir jou sê, vergewe my. Daar's 'n klomp van ons, wat nie kan opneem nie, want die put bo het doodgebrand. Pastoor, waarvan praat jy? Wanneer hierdie parafien of olie nie kan opgesuig word tot by die vlam nie, dan vat hulle die put, daar die boonste stukkie, en hulle knip hom af, en hulle begin weer iets net, want wat maak die vyand? Hy maak partykeer die kanale wat daar is toe. Kan ek dit maar vanmôre sê, sonde maak dat die kanale baie keer toe is, dat ons nie kan kry by die Heilige Gees of by God, wat hy vir ons bestem nie. Ek breek dit oor vanmôre. Baie keer in ons lewens is ons verstimpel. Ons het al die krag in die wêreld, ons het die salwing van die Heilige Gees, ons het alles. Maar ons speel daarmee, en die vyand gaan op 'n stadium jou oë steel as gevolg van dit. Hy gaan op 'n stadium jou krag steel as gevolg van dit. Kan ek dit maar vir jou sê? Baie keer wanneer jy in 'n situasie kom, of in 'n probleem kom, of in 'n bekommernis kom, en jy voel, ek weet nie, ek het nie meer die krag vir dit nie. Ek voel nie vanmôre lus vir dit nie. Ek wil nie meer vanmôre nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, God het iets teen jou lamp het gerol, wat vanmôre vlam nodig het. Ek weet nie, of weet julle nie, in ons nuwe gebou is 'n lamp, wat se vlam nog nooit doodgegaan het van in die gebou opgemaak is nie. Hy word gevoer konstant. En wat hulle doen is, wanneer hulle sien, die lamp is nie meer soos wat hy moet wees, of hulle moet veranderings bring, dan vat hulle dieselfde vlam, en steek sommer 'n kers of iets anders aan, dat die vlam net nie doodgaan nie. Kan ek dit maar vir jou sê vanmôre, die Heilige Gees is die vlam wat binne in jou is. En as daar een ding is wat die vyand vanmôre probeer doen, is dit om jou vlam dood te kry. Maar as daar een ding is wat God vanmôre kan doen, is om daardie vlam weer op te wakker en op te helder. Dit vat een vuurhoutjie om 'n hele veld aan die brand te steek. Dit vat een vuurhoutjie om 'n vuur te maak waarop 'n kos kan maak. Dit vat een vlammetjie om vanmôre ons wêreld aan die brand te steek. Dit vat vanmôre een Christen wat aan die brand is vir die Here, om te sê, ek gaan nie bly waar ek is nie, want God het groter en beter dinge in store vir die kinders van die Here. Ek wil begin klaar maak, want ek het daaraan gaan sit en dink. Hulle het gesê, Samson het geen krag nie. So, kom ons gebruik hom as die clown. Kan ek het vanmôre vir jou sê, die vyand is besig om van baie van ons clowns te maak. Omdat ons spaak verloor. Hier het my gepla, en ek het verskriklik baie hieraan gaan sit en dink. Want die Bybel sê, die Heilige Gees het hulle gedoop met vuur en met krag. En ek het besef, dis tyd
om my vlam weer aan die gang te kry. Ek het besef, lang genoeg het die vyand van my 'n lou Christen gemaak. Pastoor, hoe kan ek vanmôre my vlam terugkry? Man, is so amazing. Ek het vanmôre daar gesit en dink, het jy geweet, jy kan nie 4 maak met 1 hout nie, 1 stok nie. Hulle moet dit liefst 2 of 3 wees. Julle weet dit, nou. Hy moet die mekaar lê om 4 te maak. En dadelik begin hierdie gedagte in my kop op te kom, want wat beskou ek vanmôre as hout? En dit begin by my op te kom, elke probleem en elke las wat ek het, is nie iets wat blywend is nie, maar hy bly daar so lank as wat ek toelaat. En dadelik sê die Here vir my, when you ignite, your problems will burn away. Wanneer jy aan die brand kom, sal jou probleme en jou bekommernisse en jou laste begin wegbrand. En ek het dadelik, toe hierdie deur my kop hardloop te sê, Here, dis vanmôre waarna ek smag. So ek wil nie vanmôre vra, vat weg my probleme, vat weg my bekommernisse, vat weg my laste nie. Ek wil vra, skuif my bietjie onder hulle in, Here, dat die vlam wat binne in my is, hulle aan die brand kan steek, dat ek weet, as ek klaar is met hom, hy my nooit weer kan pla nie, dat hy sal verbrand tot as, dat daar niks sal oorwees. Wanneer God wil dit laas nie. Ek het 'n kaggel by my huis, en ek is lief vir vuurbak. Ek is baie lief vir om my kaggel aan te steek. Maar nou partykeer kom ek agter dat die hout brand net op 'n sekere punt waar die trek verskriklik lekker is, en hier agter lê net so 'n bietjie stil. En dit vat partykeer van my om die hout te vat en nader na die vuur toe te gooi. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy vanmôre in oorwinning wil kom, sal jy jou goed nader na God toe bring. Want weet jy dat ek begin agterkom, hierdie vuur wat brand is God. Want die Bybel sê God is 'n verterende vuur. En dit beteken elke probleem, elke las, elke situasie, elke bekommernis, elke ding waardeur jy gaan vanmôre, verloor partykeer krag, omdat hy nie naby genoeg aan die vuur kom nie. En dit vat partykeer van my en jou, om net weer die goedjies bietjie nader te stoot, en te sê, Here, maak klaar met hierdie in my lewe, want ek wil dit nie meer in my lewe hê nie. Ek het gaan sit en ek het die Here gevra, wat van die domme lamp? En God het my iets geleer. Want wat hulle doen is, hulle knip hom nie af, dat jy kragteloos, dat jy vuurloos is nie. Hulle knip hom skuins af, dat 'n stukkie aanhou brand. En dan sal hy begin onder toe gaan, en wanneer hy daar onder die brand, dan knip hulle hierdie stukkie, dat hy gelyk is. En dadelik toe ek het sien, toe begin dit in my kop te spoel, daar's baie kere wat God jou gaan snoei, wat God jou gaan knip. Mag ek dit sê, vergewe my, moenie my môre verkeerd verstaan nie, but God's gonna make you size again, to fit into His plan. Ek weet nie vanmôre van jou nie,
Maar miskien het jy vanmorgen hier ingevoel en gevoel, ek survive nie. Party ouens kom kerk toe net om daai bietjie krag te kry, net om deur die week te gaan, pastoor. Ek wil nie jy met dit kry vanmorgen nie. Ek wil nie God met jou vanmorgen begin. God met jou vanmorgen begin vorm. Annelie het my eendag iets gewys wat ek nie geweet het nie. As jy wil 'n lamppit vat en jy knip hom dat hy rond is, dan hou hy baie langer. Ek het dit nie geweet nie. Sy het my iets gebeur. En dadelik, toe ek daaraan dink, toe dink ek, maar wonder hoekom sal die ronde hom meer langer laat hou, en dadelik sê die Here vir my, want hy is klaar gevorm, soos wat ek wil hê. Is nogal gesnaaks dat God partykeer jou hoeke so 'n bietjie afskeer. Jou so 'n bietjie vorm en jou maak, en dan dink jy, Here, ek verstaan nie hoekom U hierdie goed met my doen nie. God wil jou weer brande kry. God wants to ignite your life again. Pastoor, ek weet ek my lamp is al besig om dood te gaan, jy is besig om te rook. Nie rook so nie. Rook soos dit. You're busy losing your power. Ek weet nie vanmorgen van jou nie, maar ek wil vanmorgen hê wat God vir my instuur het. Al beteken dit vanmorgen, hy sal my met vorm en dan my knip en die ou dele wegvat wat nie hoort nie, want weet wat is die ergste van ons? Ek en jy hou vast so aan die ou dele. Oeh, dit so mooi gebrand op die stadium. Dan kom een stadium wat jy moet afval. God wants to do something new in your life. Elke hoe voorbij gaan, kroeg gesluit, wil ek wat verhoord doen. As jy vanmorgen hier sit en sê, Here, miskien het ek begin lou word. Miskien voel my lewe soos 'n domme lamppit vanmorgen. Miskien weet ek dat God het vir my meer instoor, maar ek is nie altyd seker nie, want dit voel elke keer wanneer God met my begin werk, dan kom daar meer probleme. He's busy burning away your troubles. Maar dit gaan alles oor hoe aan die brand jy gaan wees. En ek weet nie van jou nie, maar ek wil vanmorgen klaarmaak met dit. Ek wil vanmorgen bid en vraag vir my, Here, moet nie my domme lamppit uitdoof nie. Maar Here, vorm my vir meer vuur, vorm my vir meer krag, dat ons kan skyn soos 'n lig in 'n donker wêreld. As jy vanmorgen hier sit en sê, Here, ek het U nodig. Vorm my vanmorgen weer. Here, maak my brandend, steek op jou op my God toe. Ek wil graag saam met jou bid. Dankie vir die handen wat reg oor die gehoor opgaan. Wil jy vraag as jy hand opgesteek het, sal jy saam met opstaan. Ek wil graag saam met jou bid. Asseblief. Onze Vader, wat in die hemel is, ek kom vanmorgen na U toe. Here, ek wil vanmorgen kom en sê, verander my. Begin met my, Here. Snoei met my weg wat nie hoort nie. Here, sny weg wat besig is om dood te gaan. Sny weg wat besig
wees, dit is om net te rook. Om net te bewys te wees, ek was 'n kind van die Here. Sny dit weg vanmôre, Here. En ek wil vanmôre bid, Here, plant my dieper in die Heilige Gees, dat hierdie olie deur my sal begin spoel, Here. En maak my brandend, asseblief, Here. Ek wil vanmôre bid, dat elkeen wat vanmôre hier is, iemand anders aan die brand sal steek, en hierdie week wat voor lê. Here, dat daar vlam sal wees, wat sê, hierdie vuur is van God af. En hierdie vuur is vanmôre waar ons krag lê. En hierdie vuur word geïnspireer en gedryf deur die Heilige Gees. En daarom wil ek vanmôre bid, Here, nie soos ons wil nie, maar soos U wil in ons lewens. Vat my en maak met my, net soos U wil. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Ek kan sit lekker neer. Ek het ook iets besef met 'n lamp se pit. As jy op te ver uitdraai, dan brand die glas. Die oomblik wat jy op te ver uitdraai, dan is die vlam nie gebalanseerd nie. En dan verloor jy lig as gevolg van dit wat gebrand is. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, ek wil hê met regtig baie mooi hieroor gaan sit en dink. Moenie probeer om meer te doen as wat God wil hê jy moet doen. Moenie probeer om op 50 plekke te brand nie. Gaan en sê, Here, stel my, vorm my en maak my net soos U wil. Dis al wat ek soek. Ek sal nooit vergeet nie, ek het eendag met 'n glas wat swart brand. My volgende oggend, toe kom my vrou by my, toe sê sy, hierso, gaan was op. Dag nog eens om te sê, ek gooi weer 'n stuk, het smaak lekker. En weet wat gebeur? Ek vat hom, en die oomblik toe ek hom gaan was, toe voel ek eers van, hierdie swart is bietjie moeiliker om af te kom, as wat ek gedink het. En daar kom het by my op, al wat ek nodig het, is 'n klein bietjie dishwash. Sit dit in, eers en dan was sommer lekker skoon. Kan ek het vanmôre vir jou sê, baie van ons wat vanmôre hier sit, het net 'n bietjie die bloed van Jesus nodig. Wat ons weer kan reinig van al ons sondes en al ons ongeregtigheid, laat die lig wat uit ons uitskyn helder vir ons sal wees. Amen.